Goeiemôre, dit is Woensdag die 5de Maart 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vandag, bly toegewyd. Bly toegewyd. Vandag herdenk ons as Woensdag saam met die res van die kerk wêreldwyd. Die dag word as die begin van lydenstyd gedenk. Die 40 dae wat ter voorbereiding van die groot lydensweek en Paasnaweek lê. Die viering van as Woensdag het tydens die synode van Nicea in 325 na Christus begin, en die as verwys na die as van die palms wat tradisioneel na Palmsondag die vorige jaar verbrand is, en wat die mense dan oor hul voorkop of ergens op die gesig gesmeer het. Hoekom is dit belangrik vir ons? Die volgende 40 dae in oploop na die herdenking van Jesus se finale daad aan die kruis, word tradisioneel gekenmerk deur 'n tyd van vas, gebed en berou, en dit het vir ons as Christene diep Bybelse wortels in ons toewyding aan die Here. Dit gaan oor 'n tydperk waarin ons terugdraai na God gedurende hierdie seisoene van selfrefleksie. Vas gaan daaroor dat jy iets prysgee of hierdie opoffering gebruik om meer op jou geestelike lewe te fokus. Jesus het vir 40 dae in die woestyn gaan vas, waar hy verskeie versoekinge in die oog gekyk het voordat hy sy bediening begin het. In ons nadenke oor Christus se offer, herinner ons onsself aan die dieper sin van ons geestelike lewe. Ons kan gedurende hierdie tydperk tyd skep vir gebed, oordenking of selfs om goeie dinge te doen. Die vraag wat ons vir onsself moet afvra, is of ons onder enige verpligting staan om hierdie tradisie vol te hou, en of ons op as Woensdag of tydens lydenstyd iets spesifieks moet doen. As Christene is ons onder geen verpligting om enige menslike tradisie streng na te kom nie, maar aan die ander kant is daar ook niks fout met goeie en ryk Christelike en geloofsgevulde tradisies nie. Die Bybel is gevul met ryk tradisies waarin ons geloof en die betekenis van ons geloof gevier word. Dit kan vir ons baie betekenisvol wees tydens hierdie verskillende seisoene om tyd af te staan om na te dink oor die betekenis daarvan. Kom ons vier hierdie spesiale dae, tye en tradisies, solank ons onthou oor wie dit alles gaan en ons op Jesus bly fokus. Die rede vir hierdie wonderlike momente met die geleentheid om ons liefde vir die Here te vier. Ons leef in 'n tydperk waar ons met slegte en ontstellende nuus gebombardeer word, met die media wat ons meer met probleme as oplossings stook, en daarmee saam is die meeste van ons vasgevang in die rotte resies, om te probeer om te oorleef midde baie uitdagings in ons daaglikse lewe en op verskillende lewensterreine. Jesus het op 'n tydperk aarde toegekom wat op 'n emosionele vlak nie veel van vandag verskil het nie. Die mense in daardie tyd het onsekerheid, woede, angs, onveiligheid, vervreemding van identiteit, verwarring oor die rol van geloof en baie ander uitdagings in die gesig gestaar. Nogtans is die goeie nuus van die evangelie dat Jesus gekom het om vir ons hoop, 'n rede, doel en lewensveranderende woorde te gee. Hy het vir ons gesterf en opgestaan. Hy het God se liefde vir die mensdom gedemonstreer en hy reik uit na ons, dra ons en lei ons daagliks in die Heilige Gees. Dit is 'n tydperk waarin ons terugdink aan sy offergawe vir ons, vir my, vir die kerk en helaas vir die wêreld. Dit kan 'n tydperk wees van diep oordenking en meditasie oor my reaksie daarop en hoe dit my lewe daagliks raak. Hierdie tyd gee dalk vir ons genoeg rede om dit saam met die kerk deur al die eeue te vier, om weer eens na te dink oor hoekom Christus gekom het en om ons lewe weer opnuut daaraan toe te wy om hom te dien. Baie Christene sal tydens lydenstyd vas, miskien van kos as 'n geheel, miskien van 'n kossoort of van 'n maaltyd, of iets waaroor hulle mal is, soos koffie of sjokolade prysgee. Sekere mense sal elektronika, TV, sosiale media of 'n ander aktiwiteit opgee om hierdie tyd aan 'n geestelike aktiwiteit toe te wy om meer tyd af te staan om Bybel te lees en daaroor te mediteer, aan gebed, aanbidding of om iets in die kerk of gemeenskap te doen. Jy het ook nie noodwendig nodig om iets op te offer per sy tyd beskikbaar te stel nie. Jy kan ook besluit om iets te doen wat jy nie gewoonlik sou doen of tyd voor sou maak nie, soos om na boodskappe te luister of na die Bybel op die Bybeltoepassing.
Jy kan ook 'n aktiwiteit vir iets anders verruil om jou verhouding met Jesus te verdiep en daaroor na te dink. Jy kan byvoorbeeld eerder as om na jou gunsteling reeks op Netflix te kyk, 'n reeks van The Chosen of een of ander bemoedigende of Christelike fliek kyk. Dit is egter 'n keuse wat ons in ons lewenswandel saam met Jesus kan maak, of nie hoef te maak nie. Dit kan dalk iets wees wat jou help om in sy voetspore te volg, nader aan God, jou Vader te groei, of om meer bewus te raak van die teenwoordigheid en die stem van die Heilige Gees. Ons kan ook net Jesus se offer vir ons en sy liefde vir jou onthou en aanhou om hom daagliks te volg. Hier is vandag se motivering. Jesus het sy alles gegee om alles vir jou en my te betaal. Daar is niks meer wat ons kan doen nie behalwe om die geskenk van lewe in geloof te ontvang. Ons hoef nie in as te gaan sit in ons viering van hierdie dag nie. Dit is egter wel 'n tyd waarin ons kan nadink om te onthou en onsself weer daaraan toe te wy om hom te volg. Kom ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het, omdat hy gekies het om sy lewe vir sy skape af te lê, omdat hy in 'n verhouding met ons wil staan en die belangrikste van alles, omdat hy jou liefhet. Of jy nou kies om iets prys te gee, jouself te verbind aan iets, of net op Jesus te fokus en te onthou, is dit my gebed dat ons hierdie jaar gedurende lydenstyd en Paasnaweek meer bewus sal wees van sy teenwoordigheid in ons lewens, sy omarmende liefde en sy voetspore voor ons, om ons op die paaie van die lewe te lei, na die groen weivelde van sy rus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir tydperke waarin ons onsself opnuut kan toewy en bewus kan wees van u liefde vir ons. Help ons om op u liefde, teenwoordigheid en leiding gefokus te bly, terwyl ons in Jesus se voetspore volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geniet die dag, kyk op na Jesus en volg in sy voetspore dwars deur die dag. Dit is Woensdag motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom totdat ons volgende week weer gesels. God se rykste seën.